Om hierdie vraag te kan faktoriseer, is dit nodig dat jy twee verskillende tegnieke sal raak sien. Die eerste ene is dat daar 'n kwadraat is. En dit sê vir jou klaar, daar's 'n minus vooraan, so daar's 'n kwadraat en 'n minus. En as jy nou dink in terme van die verskil van vierkante, as jy iets kry soos x kwadraat minus y kwadraat, byvoorbeeld, en hulle vra vir jou om dit te faktoriseer, dan moet jy raak sien dat daar 'n kwadraat en 'n minus is. Daardie drie goed is baie belangrik. As jy dit raak sien, dan weet jy sommer klaar, jy kan gaan faktoriseer deur twee hakies te maak. Een hakie het 'n plus en die ander hakie het 'n minus. En luister nou baie mooi. Dan vat jy daardie eerste term sonder sy kwadraat en jy skryf hom daar en daar. Baie belangrik dat jy sal hoor. Dis die term sonder sy kwadraat. Ons gaan nou weer terugkom daarna toe, maar dis daardie term wat daar staan sonder sy kwadraat en dan die tweede term ook sonder sy kwadraat. Skryf jy dan nou daar en daar in die hakies neer en daar is jou faktorisering klaar. Onthou dit, ons gaan terugkom hiernatoe. Die ander ding wat jy moet raak sien is dat daardie 'n drie term is wat 'n volkome vierkant is. So as jy nou dink aan iets soos byvoorbeeld x plus y in hakies kwadraat en jy moet dit uitmaak, dan moet jy ook nou baie versigtig wees dat jy nie die derde eksponentwet hier gebruik nie. Want die derde eksponentwet werk so. As jy het xy in hakies kwadraat, dan is die antwoord x tot die mag 2 y tot die mag 2. Want wat jy basies doen is jy maal daardie eksponente binne in die hakkie met die eksponent van die hakkie. So dan kry jy x kwadraat y kwadraat. Maar let baie mooi op, daar's 'n maal tussen die x en die y. Hier is 'n plus tussen die x en die y. Dan werk daardie derde eksponentwet nie, want daar is 'n plus. Dit werk net as jy een term in die hakkie het. So wat jy moet doen by die hakkie kwadraat is jy moet die distributiewe wet gebruik. Wat basies beteken, jy moet dit gaan uitskryf. Jy moet sê dis x plus y maal met x plus y. Ons moet nou 'n hakkie maal met 'n hakkie. En dan die distributiewe wet sê jy vat die eerste term in die eerste hakkie en jy maal elke term in die tweede hakkie. En dan vat jy die tweede term in die eerste hakkie en jy maal met elke term in die tweede hakkie. So in totaal is daar 1, 2, 3, 4 pyltjies en elke pyltjie is 'n maalsom. So pyltjie 1 gaan vir ons gee x kwadraat, pyltjie 2 gaan vir ons gee plus xy, pyltjie 3 gee vir ons weer y maal x of xy, en dan pyltjie nommer 4 is plus y kwadraat, en dan sal jy sien dat daardie middelste twee terme bymekaar getel kan word. So ons finale antwoord is x kwadraat plus 2xy plus y kwadraat. Dis dan die finale antwoord as jy uitgemaak het. Daar's 'n kortpad metode wat jy ook kan volg, as jy dit ken of as jy dit wil gebruik. Wanneer jy iets het soos 'n hakkie kwadraat, dan vat jy daar die eerste term en jy kwadreer hom, jy vat die tweede term en jy kwadreer hom. Dis baie nog dieselfde as die derde eksponentwet. Maar dan kom dan ook nog 'n term in die middel by, waar jy daardie twee met mekaar maal en dan maal met 2. So dan word dit plus 2xy plus y kwadraat. En daardie is presies dieselfde as wat ons daar gekry het. Maar nou die belangrike ding om raak te sien, is dat daardie drie term het begin as 'n hakkie kwadraat. So met ander woorde, as jy daardie drie term vat en jy faktoriseer hom terug, dan gaan jy weer eindig by x plus y in hakkies kwadraat. Dis 'n drie term, daardie is 'n drie term wat 'n volkome vierkant is. Dis 'n amptelike naam wat hy kan geskryf word in twee hakkies kwadraat. So as jy hom gefaktoriseer het in die twee hakkies, dan sou jy gekry het x plus y maal met x plus y. So dis twee hakkies wat presies dieselfde lyk en daarom kan ons dit skryf as hakkie kwadraat. En dit is presies wat ons daar het. Daar is 'n drie term wat 'n volkome vierkant is. Maar dan net iets anders wat jy ook moet raak sien, is dat daardie 9 eintlik 'n vierkantsgetal is. So ons kan die 9b kwadraat skryf as 3 kwadraat b kwadraat. Dis mos maar presies dieselfde ding. Maar nou vat jy die derde eksponentwet agteruit. So jy moet kan raak sien dat ek dit kan skryf as 3b in hakkies kwadraat. Maar nou is ek weer terug by daardie uitmaal van die eksponente, die oorspronklike gedagte van die derde eksponentwet. As ek nou sê daar is 3 tot die mag 1 en b tot die mag 1 binne in die hakkies, en ek maal elke eksponent binne in die hakkie met die eksponent van die hakkie, dan gaan ek weer terugkom by 3 kwadraat b kwadraat. Maar ek wil dit skryf as 'n enkele uitdrukking met 'n kwadraat. Want dit bring my terug
na wat ons daar gehad het. Die x² minus y². Toe ons daardie terme neergeskryf het binne in die hakkie, het ek baie pertinent gesê, jy skryf dit neer sonder die kwadrate. So wat ons wil doen is, ons wil nie daar 9 hê nie, ons soek kwadrate. En ons soek nie daar die 3 term nie, ons soek kwadrate. So met ander woorde, as ons nou daar die 3 term vat, wat daar staan, a² plus 2ab plus b². As ek hom vat, en ek gaan skryf hom nou in gefaktoriseerde vorm, dan gaan ek kry a plus b mal met a plus b. Die minus 9b² kan ek dan skryf as minus 3b in hakkies kwadraat. Dat die hakkies is baie belangrik, moenie van dit vergeet nie. En dan hierdie kan ek ons nou gaan skryf as a plus b in hakkies kwadraat. Want is 2 hakkies wat met mekaar gemaal word, minus dan hakkie 3b². En nou sal jy sien, daar's 'n kwadraat, daar's 'n kwadraat en daar's 'n minus. Presies wat ons aanvanklik wou gehad het. Die kwadraat en die minus. So ons het daardie hele uitdrukking nou verander, totdat hy nou daar lê, as 'n kwadraat en 'n minus, en dan skop die tegniek van die verskil van vierkante in, waar jy nou kan sê, maak 2 hakkies, een hakkie het 'n plus, die ander hakkie het 'n minus, maak nie saak watter een is eerste nie, een hakkie het net 'n plus, die ander hakkie het 'n minus, en dan vat jy nou daardie hele term, daardie hele hakkie, sonder sy kwadraat, en jy gaan skryf hom daar, a plus b, en jy gaan skryf hom daar, a plus b, en dan vat jy daardie hele hakkie, sonder sy kwadraat, en jy gaan skryf dit daar, 3b en 3b. Dis weer eens presies wat jy daar gedoen het. Presies dieselfde. Jy moet nou net die hele hakkie vat sonder sy kwadraat en die hele hakkie vat sonder sy kwadraat. En dan skryf jy dit nou in die 2 hakkies, een het 'n plus, ander een het 'n minus, en nou kan jy gaan en jy kan die terme binne in daardie hakkie kan jy nou verder bymekaar tel. Dit wat bymekaar getel kan word. Want onthou, die oorspronklike instruksie was jy moet volledig faktoriseer. Daardie is nog nie volledig gefaktoriseer nie, want daar is soortgelyke terme wat jy bymekaar kan tel. So dit gee dan vir ons, as jy nou kyk, daar's 'n a plus 'n b plus 'n 3b, gee vir ons a plus 4b, en dan die tweede hakkie is a plus b minus 3b, gee vir ons a minus 2b, sluit die hakkie, en omdat daar nou 2 hakkies staan, langs mekaar sonder plusse en minusse tussen hulle, en ons kan niks verder binne in die hakkies doen nie, het ons faktorisering volledig afgehandel.